Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stadiger dink, dieper kyk en ontdek dat Jesus nie net belangstel in wat ons vir hom doen nie, maar in wie ons besig is om te word. Vandag praat ons oor iets wat baie mense ongemaklik maak. Die moontlikheid dat jy baie vir God kan doen en steeds ver van hom af kan wees. Dit is eintlik een van die mees ontstellende temas in die Bybel, dat God partykeer minder beïndruk is met ons geestelike aktiwiteite as wat ons dink. Ons dink dikwels God word die meeste geraak deur hoeveel ons gee, hoeveel ons dien, hoeveel ons opoffer, hoeveel ons weet, hoeveel ons kerk toe gaan. Maar dan kom 1 Samuel 15:22 soos 'n skok. Om gehoorsaam te wees is beter as offerdiere. Met ander woorde, God soek nie eerstens jou offers nie, hy soek jou hart. En dis moeiliker as wat dit klink, want offers is baie makliker om te beheer as oorgawe. Dis makliker om geld te gee as om trots neer te lê. Dis makliker om op 'n bedieningspan te wees as om werklik te vergewe. Dis makliker om aanbiddingsliedere te sing as om jou geheime sonde te konfronteer. Want offers laat jou steeds in beheer voel. Oorgawe doen nie. Dis dalk hoekom moderne mense so lief is vir sigbare spiritualiteit. Ons hou van dinge wat meetbaar is. Bywoning, platforms, podcast, Bybelshorts, konferensies, vrywillige ure. Nie omdat dit sleg is nie. Baie daarvan is regtig baie goed. Kyk nou net hoe goed is hierdie ding waarna jy luister nou. Maar die gevaar begin wanneer ons begin dink geestelike aktiwiteit is dieselfde as intimiteit met God. Want dit is moontlik om baie rondom Jesus te doen, sonder om werklik naby aan Jesus te leef. Die Fariseërs was meesters daarin. Hulle het die regte taal gepraat, die regte klere gedra, die regte tekste geken, die regte rituele uitgevoer. Maar Jesus sê iets ongelooflik skerp vir hulle in Matteus 15. Hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. En dis scary. Want 'n mens kan geestelik indrukwekkend lyk terwyl jou hart stadig koud word. En eerlikwaar, party van die mees uitgeputte mense in die kerk is nie altyd die mees ongehoorsame mense nie. Baie keer is dit mense wat konstant vir God werk, maar selde nog saam met God leef. Mense wat geestelike take verrig sonder geestelike teenwoordigheid. En hier is die ironie, Sil dink hy doen eintlik iets goed. Hy hou die beste diere terug vir God. Hy glo waarskynlik sy offer gaan God beïndruk. Maar Samuel sny reg deur sy verskonings. Gehoorsaamheid is beter. Want God het nooit offers ontwerp om 'n plaasvervanger vir gehoorsaamheid te wees nie. Dis nog steeds relevant vandag. Party mense probeer. Hulle huwelik ignoreer, maar groot bedienings bou. Hulle trots wegsteek, maar geestelik klink. Hulle kompromie regverdig, maar aanbidding sing asof alles fyn is. Maar God soek nie 'n performance nie. Hy soek waarheid. Dis hoekom Dawid later in Psalm 51 skryf, die offer wat u wil hê, o God, is 'n gebroke gees. Nie perfekte mense nie, eerlike mense. Mense wat ophou probeer om God te beïndruk en begin om werklik aan hom oor te gee. Want Jesus het nooit gekom om 'n godsdiens van geestelike performance te begin nie. Hy het gekom om mense terug te bring in verhouding met die Vader. En verhouding werk nooit op 'n image management nie. Dis gebou op eerlikheid, op vertroue, op oorgawe. Miskien is die vraag vandag nie, wat doen jy vir God nie? Miskien is die vraag, watter dele van jou hart hou jy nog terug van hom? Want die gevaar van offers is dat dit soms kan lyk asof alles goed gaan, terwyl God eintlik wag vir iets dieper. Jou volle vertroue, jou volle gehoorsaamheid, jou volle hart. En daarom glo ons by die nommer 1 netwerk vir jou lewe, dat Jesus nie net disippels bou wat goed lyk aan die buitekant nie. Hy vorm mense wat leer om eerlik, sag en oorgegee voor God te leef, selfs wanneer niemand anders dit sien nie. Tot môre, mooi loop.